8 dae na Kersfees. Lukas 2 vers 25 tot 35. Ons almal het sekere verwagtinge gehad hierdie Kersfeesseisoen. Kelvin het besluit om sommer 'n lys te maak. I'm writing my Christmas list, Hobbs. Should I add anything for you? I can't think of anything. Nothing? You don't want anything at all? I've got a good home and a best friend. What more could a tiger want? It must be sad to be a species with so little imagination, dink Kelvin. Want to read my letter to Santa? Vra Kelvin sy ma. All that? I hope I didn't forget to ask for something I want. This is alphabetized. Yeah, and I cross-indexed the accessory items he will need to get. I tried to help him out. This is volume 1. Atom bomb through grenade launcher. You're gonna be one sad little kid on Christmas morning, besluit sy ma. Kersfees is verby, die persentjies is oopgemaak en al wat oorgebly het, is al die verpakkingsmateriaal en tierantjies wat iets mee gedoen moet word. Na Kersfees lyk dit of al die Santas werksloos is vir die res van die jaar. Wat so opwindend gelyk het op Kersdag, word die dag daarna maar weer weggedra saam met die verpakking. Vir baie families is dit die begin van 'n groot skoonmaak om die feestelikhede op te ruim, sodat hulle kan aangaan met hulle gewone lewens. Party kinders is teleurgestel dat hulle nie alles gekry het wat hulle wou gehad het nie. Maar so het dit daardie eerste Kersfees ook gebeur. Maria en Josef het nie gekry wat hulle wou gehad het nie. So ook nie die mense wat 'n ander tipe Messias verwag het nie. As Jesus vandag gebore sou word in ons tyd, sou dit enigstens anders wees as 2000 jaar gelede?
Ons dink die antwoord behoort ja te wees, dat ons gereed sou wees vir sy koms, dat ons nie dieselfde foute sal maak om die seun van God weg te wys nie. Daar sal plek vir hom wees in ons herberg, in ons hart, ons sal plek maak vir hom. Jy sou dalk die wyse manne se avonture kon volg op Facebook, as dit in ons tyd sou afspeel. Corrie ten Boom het geskryf, If Jesus were born 1000 times in Bethlehem, and not in me, then I would still be lost. Ek wonder of ons enigstens beter voorbereid sou wees vir die komende Messias vandag, as wat die mense van Bethlehem destyds was. Volgens die Bybel is die meeste mense nie voorbereid vir sy koms nie. Veral nie hierdie skaapwagter het gevoel het dat die wetenskap nie sulke gebeure ondersteun nie. Herodes, die koning van die Jode, was nie gereed vir die nuus nie. Die skrifgeleerdes was nie gereed nie. Al het hulle geweet waar hy gebore sou word. Die rykes en magtiges van Bethlehem, as daar sulke mense was nie gereed nie. Die herbergier was nie gereed gewees nie, en het nie veel aandag gegee aan daardie stowwerige paartjie vanaf Nasaret nie. Wat hy wel vir hulle aangebied het, sou selfs ons nie mee tevrede gewees het nie. Die heersers van die wêreld het nie eens geweet dat hy gebore is nie. Vandag is daar baie mense wat nie eens weet dat Jesus gekom het nie. Volgens die standaarde van die wêreld was sy geboorte maar net 'n blip op die radar van die mense geskiedenis. 'n plattelandse kind gebore by arm ouers. In Rome het niemand aandag gegee nie. In Athene en Alexandrië het niemand daarvan geweet nie. In China en Indië was daar nie die vaagste teken dat iets groots gebeur het nie. Dis asof Jesus saggies gearriveer het sonder 'n groot bohaai, sonder om die meerderheid van die Jode in te lig daarvan. Hy het gekom op dieselfde manier as wat alle babas die wêreld ingekom het. Selfs al is die wêreld deur hom gemaak, het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na dit wat sy eie was, maar hulle het hom nie aanvaar nie. Johannes 1 stel dit so, daar onder die gewone mense van hierdie wêreld sou die lig kom skyn. Hy self het mos die wêreld gemaak, en aardig genoeg het die mense van die wêreld hom nie herken toe hy gekom het nie. Om die waarheid te sê, hy het onder sy eie mense beweeg en opgetree, maar hulle het hom selfs nie erken nie en wou nie glo wie hy regtig is nie. Die mense wat veronderstel was om die gelukkigste wees om hom te sien en te verwelkom, het geen aandag aan hom gegee nie. Maar dis nie die hele storie nie. Alhoewel die nasie as 'n geheel nie gereed was vir sy geboorte nie, was daar wel ander wat wel gereed was. Die wyse manne uit die ooste is 'n goeie voorbeeld. Hulle het al die pad gekom, waarskynlik vanuit Persië, die hedendaagse Iran, om die nuwe koning te groet en hulde te bewys. Hulle het 'n groot menigte van heidene verteenwoordig wat gereed was om die Here Jesus te verwelkom met vreugde, eer en aanbidding. Maar selfs in Israel was daar 'n handvol mense wat wel geglo dat die tyd nader gekom het vir God om sy beloftes te hou en die Messias aarde toe te stuur. Onder hulle was daar 'n groep wat ons seker die stilles kan noem. Hulle het geweier om betrokke te raak by bewegings wat daarop uit was om die Romeinse oorheersing omver te werp. Deur 'n godvreesende lewe en gebed het hulle gehoop om gereed te wees vir wanneer die Messias op die toneel sou verskyn. En Lukas vertel vir ons die storie van een man wat deel was van hierdie stille groep wat die Messias verwag het. Sy naam was Simeon. Hy het sy hele lewe lank gewag om die Messias te sien en toe die baba Jesus ontmoet in die tempel, het hy dadelik geweet sy lang wag was uiteindelik verby. Ons lees sy storie in Lukas 2. Toe die kindjie 8 dae oud was, die dag waarop alle Joodse seentjies besny is, het hy sy naam gekry. Hy is Jesus genoem, soos die engel voor sy geboorte al vir Maria gesê het. Toe Maria se reinigingstyd van 40 dae verby was, soos die wet van Moses voorgeskryf het, vir vroue wat geboorte gegee het sy en Josef vir Jesus Jerusalem toegevat. Daar het hulle hom aan God gaan toewy, soos die wet dit vereis. In die wet van die Here staan daar immers, elke seun wat eerste in 'n huisgesin gebore word, moet aan die Here toegewy word. Hy moet eenkant gesit word vir die Here se diens. Daar by die tempel het hulle ook die voorgeskrewe offer gebring om vroue weer rein te maak nadat hulle geboorte geskenk het. Volgens die wet van die Here kon arme mense 2 tortelduwe of 2 jong duwe aan die Here offer. Dit het hulle dan ook gedoen. 3 verskillende aspekte van die Ou Testamentiese wet word in hierdie gedeelte genoem.
Volgens die wet word daar van alle Joodse seuns verwag om besny te word op die 8ste dag na hulle geboorte. Die wet verwag ook dat vroue 40 dae moet wag na die geboorte van hulle seun, voordat hulle hulself kan aanmeld by die tempel vir hul reinigingsritueel van 'n lam of 2 duwe. En die reinigingsritueel was 'n vervulling van Levitikus 12. Die wet vra ook dat beide pa en ma hulle eersgeborene aan die Here moet toewy. Die toewyding van die oudste was 'n vervulling van Eksodus 13. Al 3 hierdie dinge gebeur in hierdie verse. Het lyk of vers 21 plaasvind 8 dae na Kersfees, terwyl vers 22 tot 23 plaasvind 33 dae na die besnydenis. Die besnydenis sou waarskynlik plaasgevind het in Bethlehem, maar die aanmeld by die tempel en offerande moes plaasvind in Jerusalem. Hierdie verse wys dat Jesus gebore is in 'n godvreesende, wetsgehoorsame gesin. Die waarheid daarvan is later geïllustreer deur Paulus se brief aan die Galasiërs. Maar toe die regte tyd aanbreek, die tyd waarop God self besluit het, het hy sy seun na ons toe laat kom. Christus se aardse ma het toe aan hom geboorte geskenk. En soos alle Joodse seuns het hy onder die reëls van die wet groot geword. Dit is hoekom hy almal wat onder die swaar gewig van die wet gebuk gaan, kan vrymaak. Hierdie gebeurtenis illustreer ook Jesus se eie woorde aan sy volgelinge in Matteus 5 tydens die bergpredikasie. Moenie dink ek is hier om die wet van Moses en die profete af te skaf nie, glad nie. Ek is juis hier sodat julle presies kan weet hoe julle die wet moet gehoorsaam. Jesus was nie 'n wetspreker soos party van sy opponente jare later probeer voorgee het nie. Hy is gebore onder die wet, het sy hele lewe lank geleef in gehoorsaamheid aan die wet en het die reëls daarvan nagekom tot op die einde. Vers 23 vertel ook vir ons iets omtrent die finansiële situasie van Maria en Josef. Ons lees dalk maklik oor die offerande van 2 duwe sonder om 2 keer daaroor te dink. Maar in Levitikus 12 word ons vertel dat wanneer 'n vrou na die tempel toe kom vir haar reinigingsritueel, moes sy 'n lam saambring as 'n offer. As sy egter te arm was en nie 'n lam kon bekostig nie, kon sy 2 duwe in die plek daarvan bring. En dit het dit moontlik gemaak vir selfs die arm vroue om die reinigingswet te gehoorsaam. Dit bevestig maar net dat Maria en Josef brandarm was, want lammers is nou nie juist 'n luukse item nie. Maar Jesus is nie gebore in 'n welaf middelklas huis nie. Hy is gebore in 'n liefdevolle, godvreesende huis wat op sy beste bestempel kon word as van anderkant die spoorlyn. Jesus het alles geweet van armoede en swaar kry reg van die begin af. Sy ouers kon net die minimum offerande bekostig. 40 dae is nou al verbygegaan sedert die geboorte van Jesus. Maria en Josef het by die tempel opgedaag om hulle eersgeborene seun aan die Here te wy. Daar was niks in hulle uiterlike wat hulle anders gemaak het nie. Geen teken dat hulle enigstens iets meer was as arme mense wat hulle seentjie kom toewy het aan die Here nie. Dis op hierdie punt wat Simeon deel raak van die storie. Afgesien van wat ons vertel word in Lukas 2, weet ons niks meer omtrent Simeon nie. Ons weet niks van sy agtergrond, sy tuisdorp, sy opleiding of selfs sy beroep nie. Party mense het aangeneem dat hy dalk 'n priester was, maar die teks noem dit nie so nie. Hy verskyn op die verhoog van die geskiedenis as 'n akteur in die drama wat die geboorte van Jesus omring het. En nadat sy deel oor is, verdwyn hy weer spoorloos vanaf die toneel en ons hoor nooit weer van hom nie. Toe Maria en Josef dus die tempel instap, loop hulle in Simeon vas. Hy het hulle nog nooit van tevore gesien nie en hulle ken hom ook van geen armskant af nie. Maar dis 'n goddelike ontmoeting wat op die punt staan om plaas te vind. Daar het 'n man in Jerusalem gebly met die naam Simeon. Hy was 'n baie goeie man. Simeon aan die wet van Moses streng gehoorsaam. Sy hele lewe lank het hy uitgesien na die koms van die Messias. Die Heilige Gees was by hom. Op 'n dag het die Gees ook vir hom gewys dat hy nie sou doodgaan voordat hy die Messias, die gestuurde van die Here, gesien het nie. Hierdie verse vertel vir ons verskeie feite omtrent Simeon. Eerstens was hy 'n goeie, regverdige man. Tweedens was hy 'n toegewyde man wat die wet getrou gevolg het. En derdens het hy 'n Messias verwagting gehad. Vierdens was hy iemand wat met die Heilige Gees vervul was. Vyfdens het hy 'n groot verwagting gehad dat hy in sy leeftyd die Messias sou sien. Die Heilige Gees het hom vertel dat hy nie sou sterf voordat hy die Messias gesien het nie. Wat 'n belofte was dit nie.
As Simeon al 'n ou man was, dan het hy al hier by die tempel vir baie jare gewag. Dag vir dag het hy gebid dat die Here vir hom die Christus moet wys, dat die Messias sal kom. Jaar na jaar het sy gebede geen vrugte afgewerp nie. Naarmate hy ouer geword het, het sy verwagtings egter sterker geword, want hy het geweet dat hy nie vir altyd sou lewe nie. Miskien was hy nou al 70 of 80 jaar oud. Miskien het hy 'n lang grys baard gehad, krom skouers, 'n verrimpelde gesig, woeste wenkbroue en bewende hande. As dit die geval was, het hy geweet sy tyd loop nou uit. Dit sou nou nie meer lank wees voor die vervulling van die Heilige Gees se belofte aan hom nie. Hy het 'n groeiende verwagting gehad dat die koms van die Christus, die Messias, enige oomblik kan plaasvind. Kan jy jouself die prentjie voorstel? Een oggend vroeg gaan Simeon weer tempel toe, soos dit sy gewoonte was, waar hy gewag het, rondgekyk het vir die Messias om te kom. Hoe sou hy weet as dit hy was? Hoe sou hy hom herken? Waarvoor moes hy op die uitkyk wees? Het hy geweet dat dit 'n baba sou wees? Of het hy iemand anders verwag, soos 'n tiener of 'n sterk jong man? Niemand weet verseker die antwoorde op daai vrae nie. Dag vir dag het Simeon die skares dopgehou, wat die tempel kom besoek het. Elke keer as daar 'n jong paartjie met 'n baba ingestap het, het hy gefluister, "Is dit daardie een?" Elke keer as hy 'n tiener gesien het, het hy gevra, "Is dit daardie een, Here, of iemand anders?" Elke dag het hy die mense dopgehou, gekyk en gevra. Elke dag het die antwoord teruggekom, "Nee, dis nog nie die een nie. Hou aan uitkyk, hou wag, die Messias is op pad." Toe stap Maria en Josef die tempel binne met die baba Jesus in hulle arms. Jesus was maar nog 40 dae oud op daardie stadium. Niemand het meer onwaarskynlik as hulle gelyk nie. Josef was 'n arm skrynwerker van Nasaret, Maria was maar 'n plattelandse meisie wat 'n klein babaseentjie gedra het. Dit was duidelik dat hulle nie gewoond was aan die stad nie, maar uit die platteland kom. Hulle was ook duidelik nie wel af nie. Hulle het nie geld gehad nie. As jy mense gereeld ophou, het jy baie geleer oor die jare. Niemand sou daardie paartjie 'n tweede kyk gee nie. Hulle was duidelik ongeskoold, nie deel van die intelligente, bevoorregte elite groep nie. Hier stap hulle rond in verwondering in die kosmopolitaanse Jerusalem, oorweldig deur alles wat hulle as plattelanders sien. Nederig en onseker betree hulle die tempelterrein. Toe Simeon hulle sien, vra hy sy vraag vir die 10.000ste keer, "Is dit hierdie een?" En die Heilige Gees antwoord, "Ja, dis die een." Skielik het Simeon se hart gebokspring van vreugde. Die lang dae van wag was uiteindelik verby. Die Here se Christus, die Messias, is hier reg voor hom. Hier is die een vir wie die hele nasie gewag het deur die eeue. Hy drafstap nader, stel homself bekend en vra Here om as ek die kind vir 'n oomblik sou vashou. Toe Maria die baba Jesus aan Simeon oorhandig, tref 'n gedagte hom. Ek hou hier in my arms die redder van die hele wêreld vas. Op daardie oomblik bars Simeon uit in lofprysing, 'n lied wat so mooi is, dat dit deur die eeue heen gesing is tydens Kersfees. Die Latynse weergawe daarvan word genoem die Nunc Dimittis, die titel afkomstig van die Latynse vertaling van die eerste 2 woorde wat Simeon geuiter het. Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderum oculi mei, salutare tuum, quod parasti, ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. gloria Patri et Filio
Lukas het vir ons hierdie lied opgeteken. Here, U kan my nou maar laat doodgaan, want U het U woord gehou. U diensknegt kan nou in vrede sterf, want ek het nou hom gesien vir wie U gestuur het om die wêreld te red. Almal op aarde kan hom nou ook sien en sy redding beleef, want U het die verlosser hier onder ons die lewenslig laat sien. Hy sal 'n lig wees vir al die volke op die aarde wat in donker leef. Hy sal ook groot eer aan U volk Israel bring. Simeon se eerste gedagte is dat hy nou gereed is om te sterwe. Die woord wat gebruik word is 'n militêre term wat beteken uittreë of verdaag en is gebruik deur wagte wat deur die lang ure van die nag wag gehou het by die stadspoort. Nou dat die son opkom op die oostelike horison en die wag geweet sy werk is klaar, sy wagstaan is verby en word hy verdaag. Hy word ontslaan deur sy bevelvoerder. Wanneer hy as ware vrygelaat word van sy diens, gaan hy dadelik na die barakke toe om te gaan slaap. Dis so Simeon gevoel het. Die lang wag is oor, die jare van verwagting is vervul, sy wagdiens is verby, want hy het persoonlik die Christus, die Messias, gesien en vasgehou in sy arms. Partykeer hoor ons stories van terminale pasiënte wat sê, dokter, ek wil graag lewendig bly tot Kersfees. En wanneer Kersfees aanbreek, glip hulle saggies weg. Of hulle sê, ek wil graag lewendig bly tot my kleindogter getroud is. Hulle bly dan lank genoeg lewe om haar in die paadjie te sien afstap en dan sterf hulle. En dokters het dit al dikwels gesien. Die oomblik as die doel bereik is die lewe klaar en kom die dood spoedig daarna. Dis so Simeon gevoel het. Hy sou nie sien hoe die kind groot word of eendag as Messias optree nie. Hy sou nie 'n getuie wees van enige van die wonderwerke wat Jesus sou doen nie. Hy sou nie vir Jesus op die water sien loop nie. Of hoe hy die 5000 mense kos gegee het nie. Of hoe Jesus die dooies sal opwek nie. Simeon sou al lank al weg wees teen die tyd wat Jesus voor Pilatus sou staan. Die kruisiging is vir hom weggesteek. As ook die opstanding 3 dae later. Maar het maak nie saak vir Simeon dat hy nie die einde gesien het nie, want hy het die begin gesien. Hy was daar en dit was genoeg vir hom. Toe Simeon vir Jesus sien, het hy vir ons 3 belangrike dinge vertel omtrent wie Jesus is. Simeon noem hom die glorie van Israel, die een wat eer aan Israel sal bring. In hierdie baba sien Simeon die vervulling van al die hoop en drome van die Joodse volk oor die eeue heen. Om Jesus die glorie van Israel te noem, vat ons al die pad terug na Abraham, toe die Here vir hom gesê het, ek sal jou naam groot maak en jou tot 'n groot nasie maak, en deur jou sal al die nasies van die aarde geseën word. Daardie belofte is herhaal teenoor Isak en toe later ook teenoor Jakob. En later sou God vir Moses vertel dat daar enige groot profeet sou kom wat anders sal wees as enige van die voriges. Steeds later het God vir Dawid 'n seun beloof wat op die troon sou heers vir ewig. En nog later het God vir Jesaja vertel dat die seun gebore sou word deur 'n maagd en dat sy naam Immanuel sou wees, God met ons. Nog later het die profeet Micha geprofeteer dat die Messias in Bethlehem gebore sou word. Vir generasies is die beloftes herhaal van pa tot seun, van moeder tot dogter, van familie tot familie, van die oues vandaan na die jonges. Die Joodse kinders is van vroeg af geleer om te bid vir die Messias se koms. Teen die tyd wat ons by die eerste eeu in die Nuwe Testament kom, het ons alreeds baie eeue se verwagting wat opgebou het. Alfred Edersheim het 'n boek geskryf, The Life and Times of Jesus the Messiah, waarin hy vertel dat teen die tyd wat Jesus gebore is, daar groot verwagting en opgewondenheid was in die nasie van Israel. En alhoewel het waar was dat die meeste mense nie op die uitkyk vir hom was nie, was dit ook waar dat daar ander was wat die gevoel gehad het dat daar iets in die lug was, dat God besig was om die pot van die wêreld se geskiedenis te roer. Vir party Jode sou die Messias 'n groot politieke leier wees wat van Rome ontslae sou raak en vir Israel sou herstel in sy regte plek op die verhoog van die wêreld. Ander het weer gedink dat die Messias God self sou wees. Nog ander het 'n tweede Moses verwag of 'n tweede Elia. Op die berg van verheerliking het beide Moses en Elia wel verskyn om met Jesus te gesels en 3 van Jesus se disippels het dit waargeneem.
So is daar 'n groot klomp verwarring ingemeng met die algemene verwagting. Teen die tyd wat Christus gebore is, was daar een vraag bo almal op die lippe van elkeen wat 'n Messias verwagting gehad het. Hoekom vertraag God die Messias se koms? Hoekom is hy nog nie hier nie? Na al die jare van verwagting het God se beloftes waargekom. Dis wat Simeon bedoel het toe hy Jesus noem die glorie van Israel. Sy lied sê dat die hoop en vrese van al die jare vervul is in hierdie dag. Simeon noem Jesus ook die lig van openbaring vir alle heidene. Hy sal 'n lig wees vir al die volke op aarde wat in donkerte leef. Dis 'n heel nuwe gedagte. Jy kry nie hierdie gedagte in die ander Kersfeesliedere nie. Die heidene is nêrens te sien nie. Dieselfde is waar van Sagaria, die pa van Johannes die Doper, wat 'n lied gesing het. En die engele verbreed die siening deur te sing, vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehaag het. Een van die vertalings praat van vrede op aarde vir almal wat God behaag. Maar nêrens in enige van die vorige liedere word die heidene by name genoem nie. Maar Simeon noem spesifiek dat hierdie baba nie net vir die glorie van sy eie volk Israel sou wees nie. Hy sou ook 'n lig van openbaring wees vir die heidene. Hy kom nie net vir Israel nie. Hy kom nie net tot hulle voordeel nie. Hy kom om God se lig te laat skyn op elke nasie, elke taal, elke stam, elke volk. Die Jode sou nooit kon sê daarna, hy behoort net aan ons en julle kan niks van hom kry nie. Skort met julle nie. Hulle kon ook nie sê dat mense eers Jode moes word voordat hulle die voordeel van die Messias se koms sou kon geniet nie. Sonder twyfel is dit wat baie Jode verwag het. Maar Simeon se woorde val soos 'n bom op daardie eng siening van nasionalisme. Jesus sou die redder van die hele wêreld wees. Die rykes en die armes, die jonges en die oues, die swartes en die wites, die Jode en die heidene, die Afrikaners en die Arabiere, die gesondes en die gestremdes. Alle mense word ingesluit in sy koms. Hy het nie net gekom vir een klein groepie mense nie, hy het gekom vir die hele wêreld. Dit beteken daar is hoop ook vir jou hierdie Kersfees. As jy alleen voel gedurende die jaar, is Simeon se woorde ook bedoel vir jou. As jou familie jou verwerp het, sluit Simeon jou in. As jy vergete voel, platgeslaan, ontmoedig, depressief, dan is Kersfees vir jou. Watter sonde jou ook al hierdie jaar gepootjie het of terughou het, Kersfees beteken dat jy vergewe kan word, want Jesus het ook vir jou gekom. Het is waar dat Jesus 'n Jood was, maar hy het nie net gekom vir die Jode nie. Hy het 'n Samaritaanse vrou by 'n put ontmoet en haar vergewe. Hy het 'n Romeinse hoofman ontmoet en gesê, ek het nog nooit sulke groot geloof in die hele Israel gesien nie. Hy het 'n vrou van Sirofenisië ontmoet en haar dogter gesond gemaak. Toe hy gekruisig word, was dit 'n Romein wat uitgeroep het, waarlik, hy was die seun van God. En al hierdie dinge vertel Simeon vir ons iets belangriks. Deurdat God sy seun na die aarde toegestuur het, het hy nie net sy beloftes aan die Joodse nasie vervul nie, hy het ook 'n redder gebring vir al die mense van die hele wêreld. Maar dan voeg Simeon nog 'n derde ding by. Jesus se pa en ma was verstom oor wat Simeon gesê het. Simeon het hulle geseën en vir Maria gesê, kyk, baie mense sal nog oor hierdie kind struikel en val. Gelukkig sal ander deur hom die ware lewe ontdek. Maar baie sal nie verstaan wie hy is nie, en lelik van hom praat. Maria, al hierdie dinge wat met die kind gebeur, sal nog groot hartseer in jou eie lewe bring. Dit sal soos 'n swaard wees waarmee mense jou deurboor. Die derde ding wat Simeon sê omtrent Jesus is dat hy 'n groot struikelblok of verdeler sal wees waaroor mense sal val. Hy sal die oorsaak wees dat baie mense val. Hy sal ook die oorsaak wees dat baie sal opstaan. Alhoewel baie teen hom sal praat, sal die weggesteekte dinge in hulle harte deur hulle woorde na vore kom. Paulus skryf in die Korintiërs dat die boodskap van Jesus wat gekruisig is 'n struikelblok was vir die Jode en pure onsin vir die heidene. Hoe lyk dit vandag? Vir baie mense is die struikelblok die vraag, is Jesus die seun van God? As hy is, dan word daar 'n reaksie of besluit van ons verwag. Wat 'n ding is dit om sulke goeie goed te sê van 'n klein babietjie? Maria, ek weet jy is baie gelukkig nou, maar jy sal later huil.
Vandag is jou hart vol van vreugde, maar later sal dit gevul wees met hartseer. Wees maar bly en geniet hierdie tydjie, want donker tye lê voor. En soos enige ouer sal weet, is die ergste ding wat met jou kan gebeur om te sien hoe jou kinders swaar kry of ly. Die meeste van ons sal enigiets doen om as kinders onnodige pyn te spaar. Ons sal met vreugde self swaar kry, agteroorbuig, onsself kastei, as dit op 'n manier die pad makliker sal maak vir ons kinders. Dis wat dit beteken om 'n pa en 'n ma te wees. Jy vat die pyn op jouself, sodat jou kinders dit nie hoef te ly nie. Simeon sê dus vir Maria, kyk, die mense gaan hierdie kind seermaak, en daar is niks wat jy daarin sal kan doen nie. Hulle gaan hom haat, hulle gaan leuns oor hom vertel, hulle gaan gerugte versprei omtrent jou en Josef, hulle sal sy naam swart smeer met allerlei leuns, en jy sal magteloos staan en sien hoe dit gebeur. Jare later het Simeon se woorde waar geword. Uiteindelik sou die mense sy ouers bevraagteken, maar ook Jesus se verstandelike vermoëns. Hulle sou met hom spot en sê, hy dink hy is die seun van God, maar hy is maar net gevul met demone. Op die ouens sal haat beheer oorneem oor hulle, sodat hulle Jesus sal arresteer en hom voor die hof sou sleep as 'n godslasteraar. Hulle sou hom ernstig aanrand, sy vel stikkend slaan met swepe. Na sy hofsaak sou hy veroordeel word om te sterf. Op die ouend sou Maria langs die kruis staan en sien hoe haar seun 'n pynlike, brutale, bloederige, onmenslike dood sterf. Tussen al die stank en bloed van die kruisiging het Maria by haar seun gestaan, maar sy was nie in staat om sy bloed te stop nie. Was nie in staat om sy gesig met 'n nat lappie af te vee nie. Was nie in staat om sy hand vas te hou nie. Alles het gebeur presies soos Simeon voorspel het. Toe Maria sien hoe haar seun sterf voor haar oë, het 'n swaard deur haar siel gegaan. Bo aan die krib het daar reeds die skaduwee van 'n kruis gestaan. Hierdie klein babatjie is gebore om te sterf. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Volke, Dag Hammarskjöld, het dit so gestel. How proper it is that Christmas should follow Advent, for to him who looks towards the future, the manger is situated on Golgotha, and the cross has already been raised in Bethlehem. Die vreugde van Kersfees het gelei na die pynlike werklikheid van Goeie Vrydag. Hy is gebore om op daardie manier te eindig. Het jy opgelet hoe Simeon dit stel? Weens Jesus sou die gedagtes van baie harte geopenbaar word. Met Jesus is daar geen neutraliteit nie. Niemand kan ooit van aangesig tot aangesig met Jesus kom en steeds dieselfde bly nie. Elke keer as jy Jesus sien, sal jy of nader aan hom getrek word, of verder van hom af wegbeweeg. En dis wat Simeon bedoel toe hy gesê het, dat Jesus die oorsaak sal wees vir die val en die opstaan van baie. Of jy gaan geestelik groei wanneer jy Jesus ontmoet, of jy gaan omdraai en die ander rigting inslaan. Dis of op of af, dis of die hemel of die hel. Daar is geen neutrale plek as dit kom by Jesus nie. Hoe kan dit wees? Mense sou val en opstaan op grond van hulle persoonlike reaksie teenoor Jesus. In hierdie wêreld is daar vandag net twee klasse mense. Hulle wat in Jesus Christus glo en hulle wat nie in hom glo nie. Daar is geen middelgrond nie. Daar is geen draad om op te sit nie. Isn't it sad how a man in a white beard with a fictional story has turned so many people's thinking away from God? Vandag is Darwin en Santa baie meer gewild as God, en is mense meer geneig om hulle te glo. Dit het populêr geword in ons moderne wêreld om draadsitters te wil wees rakende die persoon van Jesus Christus. Dit is 'n populêre idee om hom 'n goeie leermeester te noem, 'n goeie persoon, 'n goeie morele voorbeeld. Simeon sê, jy kan dit nie doen nie. Jy sal jou mind moet opmaak. Jy sal tot 'n besluit moet kom omtrent Jesus. Of hy is die seun van God wat uit die hemel uitgekom het, of hy is nie. As hy nie is nie, is hy die grootste klugspil in die geskiedenis van die mensdom, en dit waardig om verwerp te word. Soos iemand het gestel het, for if he is not the son of God, then he is either a lunatic, or he is something much worse. He is guilty of deliberately concealing his true identity. Maar as hy die seun van God is, dan is daar net een moontlike reaksie, en dit is om te buig en om te aanbid. Hierdie Kersfeestyd het jy twee opsies omtrent Jesus. Of jy kan by Herodes aansluit en probeer om hom dood te maak,
Of jy kan met die wyse manne aansluit en buig in aanbidding. Daar is geen plek vir draadsitters nie. Onthou, as jy traagmanieagtig is, as jy vere voel waar jy staan omtrent Jesus, het jy reeds aangesluit by die kant van die wat hom wou doodmaak. Wie is Jesus vir jou? Hy is die lewe of die dood. Hy is vreugde of verdriet. Hy is skuld of vergifnis. Hy is jou redding of jou veroordeling. Hy bied aan jou die ewige lewe of ewige straf. Watter een is Jesus vir jou? Is hy die lewe of is hy die dood van jou? Of soos Timothy Keller het gestel het, it is impossible to have met the real Jesus and be indifferent. You either bow down in wonder or go away offended. Dis wat Simeon gesê het, daardie klein babietjie wat die glorie van Israel sou wees, wat die lig van die wêreld sou wees, was ook die groot verdeler van die menslike ras. Jy is of aan die een kant of aan die ander kant rakende Jesus. Niemand kan in die middel bly staan nie. Die manier waarop jy reageer teenoor Jesus sal wys wat in jou hart in die gang is. Dink bietjie daaroor. Die manier waarop jy reageer teenoor Jesus vertel vir ons wie jy is en wat in jou hart aangaan. Maar dis nie al nie, die manier waarop jy reageer teenoor Jesus vertel ek vir ons waarheen jy gaan en hoe jy daar gaan kom. Die manier hoe jy reageer teenoor Jesus vertel vir ons waar jy jou ewigheid gaan sluit. Jesus is die groot verdeler van die mensdom. Jesus self het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, daar in Matteus 10. Simeon het dit al reg van die begin af gesien. Eers was daar Herodes, die wyse manne, een het vir Jesus probeer doodmaak, terwyl die ander hom kom aanbid het. En later was daar Petrus wat tot inkeer gekom het, nadat hy Jesus 3 maal verloon het. Maar daar was ook Judas, wat selfmoord gepleeg het. Daar was Pilatus het probeer het om sy hande in onskuld te was. Daar was die Romeinse hoofman wat gesê het, waarlik, hierdie was werklik die seun van God. Daar was een rower wat langs Jesus gekruisig is, wat hom bespot het. En daar was nog 'n rower aan die ander kant wat geglo het. Van die begin af, van sy lewe tot op sy einde, het Jesus die menslike ras verdeel. Toe Simeon vir die baba Jesus in sy arms geneem het, het hy gesê, Here, nou kan ek maar in vrede sterwe, nou is ek gereed om huis toe te gaan. Maar niemand is gereed om te sterf, totdat hulle Jesus gesien het met hulle eie oë van geloof nie. Jy is nie gereed om te sterf, totdat jy hom gesien het, en herken het, en vertrou het as jou redder nie. As jy eers vir hom gesien het, is die dood nie meer jou vyand nie. Dit is waar dat jy jou lewe kan leef, en aan die einde daarvan kan terugkyk, en sien dat jy nie so suksesvol was soos jy graag sou wou wees nie. Jy kon leef met een of ander frustrasie, omdat jy nie al jou persoonlike doelwitte bereik het nie. Maar as jy aan die einde van jou lewe kan kom en sê, ek het die Christus gesien, ek het die Messias gesien, dan het jy 'n goeie lewe gehad. As jy egter aan die einde van jou lewe sou kom en nooit vir Jesus gesien het nie, het jy basies jou jare op aarde gemors. Jesus is die groot skeidingmaker vir die mensdom. Die enigste ding wat iets beteken of saak maak, is Jesus. Iemand vertel hoe swaar dit vir hom was om deur die ervaring te gaan om te sien hoe 'n geliefde tot sterwe kom. Dit was nie maklik vir hom om dit te doen in die Kersseisoen nie. Terwyl almal besig was om te sing en te lag, het hy gekyk hoe iemand vir wie hy bitter lief was, stadig wegloop van hom en die lewe. Hy vertel, dit was toe wat ek besef het, wat werklik belangrik is. Terwyl ek kyk hoe sy voor my oë tot sterwe kom, het ek besef dat die dinge van die wêreld nie so belangrik was nie. Al die mag en geld en daai beroep beteken eintlik niks nie. Aan die einde is daar net een ding wat saak maak, en dis om Jesus Christus te ken. Hier is ons nou 'n paar dae na Kersfees. Ken jy hom? Hy is die redder van die wêreld, maar is hy ook jou redder? Hy is die Messias van Israel, maar is hy ook joune? Hy is die groot skeidingmaker van die mensdom. Aan wie se kant staan jy? Jesus het daar eerste Kersfees al vir jou gekom. Sien jy hom? Later, Mary and Joseph returned to Israel, where they went straight to the temple to give thanks to God. With the boy Jesus, for he had now grown. There, they met an old man called Simeon. He was a good man who loved God. On seeing the boy Jesus,
Simeon leapt for joy. Lord, now I can die in peace, for I have seen your salvation, a light to lighten all people, people of all races. Kukhanya kukhanya kubo bonke abantu kuzo zonke izinhlanga kuzo zonke izilimi kukhanya kukhanya kubo bonke abantu kuzo zonke izinhlanga a light to lighten all people, people of all races. That's what the great book says. Vader, ons dankie dat U nie gedoen het wat U kon gedoen het nie. U het nie vir ons alleen gelos in ons sondes nie. U kon van ons vergeet het, ons afgeskryf het, as hopeloos en oorbegin het. Maar U het ons nie alleen gelos nie. U het vir ons gekom. U het vir ons gevind. U het Jesus gestuur om ons te kom verlos. Dankie dat U gekom het, sodat ons nou veilig kan wees en vir ewig gered kan wees. Dankie vir die nuwe lewe wat U vir ons gebring het. Amen.